Baie welkom by ons YouTube erediens. Heerlik om saam met jou die Here te aanbid en na sy woord te luister. Ek het in die week met 'n hele klompie mense gesels en agtergekom dat daar 'n klompie goeie nuus was vir 'n hele klompie mense, godsvallighede. En ook dat daar ander mense is wat nog steeds aan die nagevolge van COVID-19 ly. Maar ook veral oor die ekonomiese effek wat dit op baie mense het. En ek wil julle uitnooi dat ons mekaar sal help en dat ons sal uitreik na mekaar, ook in die week wat kom. Ons is besig met Efesiërs in 'n kort preekreeks. Die tema is die eenheid van die kerk is op die spel. En vandag is die tema, laat niemand jou verlei met nikszeggende redenasies nie. Efesiërs 5 vers 6 tot 20. Ons is hier om die Here te aanbid. Kom ons aanbid die Here vir sy voorsiening. Selfs in die moeilike tye met Psalm 112. God wat oorvloed het voorsien. Ryk is elkeen wat hom dien. In die metgesel psalm van die lied, Psalm 111, wat ons ook hierdie week gelees het, loof die psalmis die Here met 'n halleluja. En vervolg vers 1, ek wil die Here prys met my hele hart, in die kring van opregtes en in die byeenkoms, soos wat ons ook nou het, en prys dan die werke van die Here. Indrukwekkend is die werke van die Here, 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind. En sy woorde, dit wil sê God se woorde, betroubaar is al sy opdragte, bestendig vir altyd, vir ewig. Dit word nagekom in trou en opregtheid. Almal wat sy opdragte uitvoer, het goeie insig. So in die naam van die God, Vader, Seun en Heilige Gees, groet ek jou, want sy lof hou vir altyd stand. Kom ons loof die Here nou met Lied 184, lof sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Love
Ja, inderdaad, ons besing U lof. U is die Here. U is die sterke wat nog altyd by ons was en gebly het. U het die vlerke oor ons gesprei. Maak nie saak hoe dreigend die gevare was nie. U sien ons met liefde aan. Daarom loof ons U naam, saam met almal wat asemhaal vanuit ons tyd tot in die ewigheid. U is die lig. Ons oog bly op U gerig. U is die Here van die Here. Amen. Ek is besig met 'n kort preekreeks oor Efesiërs 4 tot 5 met die titel Die eenheid van die kerk is op die spel. Ek het in die vorige 2 preke 'n paar opmerkings gemaak oor die algemene sinode van die NG Kerk, wat die afgelope min of meer 40 jaar geskuif het van 'n ortodokse posisie in skrifgesag en skrifgebruik na 'n posisie wat 'n diversiteit van standpunte akkommodeer, veral rondom etiese sake, 'n ruim huis. Maar ek gaan vandag eerder op die positiewe van die 1986 besluit waar dinge nog ortodoks was en daarna verander het, eerder daarop fokus en kortliks die verstommende relevantheid daarvan vir ons geloofslewe van elke dag uit te lig. Veral omdat hulle die rol van die Heilige Gees so beklemtoon daarmee begin het en dit baie raakpunte met Efesiërs 5 het. Nou die 86 standpunt is opgestel deur die 3 NG Kerk kweekskole van daai tyd, wat elkeen sy eie bydrae gelewer volgens 'n patroon wat geskep is. Maar die 3 bydraes het so 'n merkwaardige eenheid van standpunte gedemonstreer, dat Prof Pieter Potgieter dit gemaklik in 1 dokument kon verenig, sodat dit net so deur die algemene sinode aanvaar kon word. En daai 86 standpunt oor skrifgesag en skrifgebruik is 'n magnifieke stuk wat lidmate kan gebruik om die ortodokse belydenis van God se woord te omarm. Wat my opgewonde maak van die standpunt is dat dit 4 sake van ons skrifverstaan helder en duidelik stel. NG Kerk het die volgende bely. Eerste plek, die Heilige Skrif het deur die Heilige Gees tot stand gekom. Fundamenteel. Dis immers waar alles begin het. Die Bybel is immers die woord van God. Deur die werk van die Heilige Gees het 'n blywende en onvernietigbare verbintenis tussen hom en hierdie geskrifte wat ons die Bybel noem, tot stand gekom, wat daarom as die woord van God tot ons spreek. So het die algemene sinode van daardie tyd bely. Dis so 'n bevrydende waarheid. Jy kan die Bybel optel en die Gees vertrou dat hy deur die Bybel met jou sal praat, want die Bybel kom van hom af. Tweede plek het hulle baie skerp standpunt ingeneem en gesê die histories
kritiese metode van Bybelondersoek, wat die afgelope 3 eeue reeds sy merk op die kerk laat, is afgewys. En die rede is eenvoudig. Die voorstanders van die historiese kritiek hanteer die skrif prinsipieel op dieselfde wyse as elke ander historiese dokument, bloot as 'n menslike geskrif. En in 'n geloofsgemeenskap kan dit nooit werk nie. Die Bybel is immers die woorde van die Heilige Gees, wat deur die grondleggers van die kerk, apostels en profete, aan ons oorgedra is. Die Bybel is daarom die resultaat van die werk van die Gees. Dis die geskrewe woord van God, wat net soos die vleesgeworde woord van God, Jesus, en die ingeplante woord van God in ons harte, lees maar net Jakobus 1 vers 21 daaroor, deur die Gees gebruik word om ons volwasse en volgroeid in Christus te maak. En die sinode het veral op die gevaar gewys dat as mense begin om 'n onderskeid te maak tussen dit wat van God kom in die Bybel en wat net die historiese en menslike verpakking sou wees waarin dit tot ons kom, dan sal die proses nooit eindig kry nie, het hulle gewaarsku, want dan sal op die ou end niks van die Bybel oorbly. Hoekom? Het die sinode gesê, want die oomblik as 'n mens dit begin doen, dan raak jou eie interpretasie, jou eie inset bepalend vir die waarheid van die skrif. Dan verkry jou interpretasie, soos hulle dit genoem het, kreatiewe krag. Dan word jy maklik verlei om krities teenoor die inhoud van die skrif te wees. In die woorde van Paulus hier in Efesiërs 5 vers 6, wat ons nou net gaan lees, raak jy vatbaar vir allerhande misleidende en, soos Paulus dit noem, nikszeggende redenasies. In derde plek het die Algemene Sinode daardie tyd bely dat die geskiedenis van God se heilsdade in die Bybel op 'n betroubare wyse weergegee word. Natuurlik het die Algemene Sinode ook gesê dat die Bybel geen handboek vir wetenskap of geskiedenis is of kan wees nie. Jy lees die Bybel nie as 'n fisika handboek nie. Maar dit beteken nie dat die Bybel nie vir die wetenskap betekenis het die Algemene Sinode ook bely. Of, en dis baie belangrik, dat die Bybel histories onbetroubaar is nie. Algemene Sinode het wel rekening gehou met wat hulle dit, soos hulle dit genoem het, met die probleme en eienaardighede van die skrif, soos dit voor ons lê. Hulle het dit alles erken. Maar bely dat ook dit onder inspirasie van die Heilige Gees geskied het. En jy moet dit mooi hoor. Die Bybel wat jy in jou hand het, is alles die werk van die inspirasie van die Gees. Jy kan dus 'n pad met God loop, en met sy woord, want sy Bybel is betroubaar. Dis die boek van die Gees. Daarom in die 4de plek het hulle ook 'n onderskeid getref tussen die skrif en die belydenis, maar gesê albei is in eie reg belangrik. Die Heilige Skrif is die enigste norm vir die belydenis van die kerk, en die belydenisskrifte van die kerk is as norma normata, ondergeskik aan die skrif as norma normans. Maar die belydenisskrifte is gesagvol, omdat dit in ooreenstemming is met die Bybel, die bekende koeie standpunt. En daarom kan jy, het die sinode gesê, net van die belydenis van die kerk verskil, as jy die kerk kan oortuig om haar belydenis te verander. So nie 'n diversiteit van standpunte nie, jy moet die kerk oortuig, voordat die kerk daarin sal verander. En almal is opgeroep om die kerklike weg te volg, as hulle verskil. En gesê, skryf 'n beswaar skrif, oortuig die kerk. En daarby gesê, indien jy dit nie doen nie, indien jy verskil in 'n ander standpunt as die kerk handhaaf, en nie die kerk probeer oortuig van jou standpunt nie, dan moet die kerk die opsie van leertug uitoefen. So die kerk het in 86 duidelik teen 'n diversiteit van opinies oor die skrif en die belydenis gekies. Hoekom? Want die wonder van die Bybel is dat dit die stem van God in ons lewe is. Bybel kom wel uit 'n spesifieke tyd, is vir 'n spesifieke tyd geskrywe. Sommige dele daarvan is eintlik vir die toekoms, ook selfs die toekoms na ons tyd geskrywe. Maar die Bybel is nie tydsgebonde nie. Dis nie vasgevang in tyd. Dis steeds die lewende woord van God. So kom ons lees wat Paulus skrywe, Efesiërs 5 vers 6 tot 20. Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid.
Moet dus nie deel van hulle wees nie. Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers, en dis 2, 3 dinge waaraan 'n mens die waarheid kan meet, uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is met daai 3 dinge. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker, jy wat slaap. En daar word nou aangehaal uit 'n paar Ou Testament dele en ook uit die Nuwe Testament. En staan op uit die dood. En Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie, maar probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid, grensloosheid, roekelose grensloosheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing, uit die woord uit natuurlik. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. 2020 vertaling. Ek wil begin met 'n getuienis, waar Psalm 3 'n bepalende rol in iemand se lewe gespeel het. Jasebie van Tonner, 'n Facebook vriendin, skryf en ek plaas dit met haar toestemming. En ek lees dit ook net soos sy dit skrywe, want sy verwoord dit so goed. Sy sê vandag was besonder moeilik. Ons gaan nou vir ons 9de maand wat daar nie 'n salaris is nie. Werklike uitdaging om positief te wees en om aan te gaan. Ek help my man buite in die wind en koue om goed te laai, want ons werker het nie gekom nie. Wat mos gister op die maandag Vrouedag, so daar was 'n lang naweek en babbelaars saam met koue, is nie vir hom nie. Ek en my man is op 'n plaas besig, waar sukkel en swaar kry die mense van agteraf ingehaal het. Die diere is honger en bler, balk, kraai en snork vir kos. Ek gaan sit naderhand in die bakkie, want stof het in my oë gewaai en ek is moeg. Kyk uit oor die vlaktes, is vaal en stowwerig en die veld afgeëet. Paar beeste van die boer is om ons bakkie, as ook 'n paar hoenders, katte en haans lammers. Was dit nie vir die hokke van die varke nie, was hulle seker ook om my. Dit was nogal van my belewenis toe ek sien hoe die beeste die veld kom en my agtervolg waar ek gaan. Hondmak, veldbeeste. Ek kon dan hulle vat. My man moes hulle 'n paar keer wegjaag, sodat hulle nie ons bakkie krap nie. So laai goed op 'n plaas, by mense wat hulle boerdery opgee. My man het die boer moed ingepraat laas week, toe hy hand in die hare vir hom kom sê het, hy kan nie meer nie, en of my man hom nie wil help nie. Geld het ons nie, maar ondersteuning ja. My man het sy ou vriend weer moed ingepraat, en sover gekry om weer te probeer met sy boerdery. Nou help ons hom opruim en skoonmaak. Dis maar erg depressief. Wat het van ons mense geword? Dinge lyk maar sleg in die land. Ons het R22 in die bank, en ek hoop om daarom vir ons 'n brood en diesel te kan koop, as ons die waantjie wat ons gehuur het, sy deposito terugkry. Terwyl ek so in die bakkie sit, vat ek my Bybel in my handsak en lees Psalm 3. U hef my hoof op. En ek dink aan die geraasmaak vriend, wat Saterdag kom kuier het om te kyk of ons nog kos in die huis het. Hy het gesê, die Here het hom gestuur, en hy is hier om my man se kroon weer terug op sy kop te sit. Wie die kroon afgehaal? Dit is my kind van 16 jaar, se logiese vraag gewees, toe ek hom dit vertel. Hy ons doppers sukkel maar om die charismatiese taal te verstaan. En ek dink oor Psalm 3, en ek worstel oor hoekom God swaar kry toelaat. Sy beloftes in die woord. En Dawid wat as koning moes vlug vir Absalom, en al sy vyande. En ek wonder of Dawid ook 'n kroon gehad het. Hoe gaan God ooit ons lot verander? Dit lyk daarom regtig half onmoontlik. Maar God se beloftes staan vas in sy woord. Wonderwerke gebeur nog, met krone of nie. Buiten dat ek 'n telefoonoproep gekry het, dat die medies ons rekening waarmee ons van jaar en maand af sukkel betaal het,
het ek R300 teruggekry van die waantjie, en ek onthou ons het nog R250 se Absa punte. So ek kan diesel vir die bakkie, petrol vir die kragopwekker en brood koop. Later toe ek my kind by ouma gaan haal, vra ek hom om gou die punte om te swaai na geld, en hy sê ons het R2900 in die bank. Ek is stom geslaan, en voel skielik skatterig. Hoe is dit moontlik? Absa Life, ons versekering, het die betaling gemaak. Wow, prys die Here. Brood, diesel, petrol en koeldrank. En môre kan ek vir ons groente en meel gaan koop. En terwyl ek hier skryf, kom 'n boodskap in ons geraasmaak vriend het nog R2000 vir ons inbetaal, om seker te maak sy profetiese woord oor krone word waar. Ek lag. Ek waardeer ons vriende en my man. En my man mag maar 'n kroon dra as hy wil. Vanaand loop hy juis hier rond met sy missie wat so winkmakerig soos 'n kroon op sy kop sit. Missie kon ek nie vanoggend in ons donker huis raakvat en eers toe die kragopwekker sing, kon ek dit kry. En ek lees weer Psalm 3. Die heil behoort aan die Here. Laat u seën wees oor die volk. Seël. Dit is hoe die Gees werk in ons lewe. Hy gebruik die woord as die leidende stem van God in ons lewe. Wat ons bemoedig, wat vir ons beloftes gee, wat ons soms teregwys, wat ons troos, wat ons help om sin te maak van wat met ons gebeur. Selfs daar in 'n bakkie met die beeste wat maal om ons, met Psalm 3. En wat ons altyd dan weer terugbring op die regte pad, wat vir ons voorsien, selfs as ons moedeloos is. Dis waarom ons vol moet word van die woord, sodat die Heilige Gees sy werk in ons lewe kan doen. Want die Gees is nie net diep verbind aan die woord van God. Dit is sy boek. En dit is presies hierdie woord wat die Gees gebruik om ons met hom en sy wil vir ons lewe vol te maak. Hebreërskrywer sê die woord is die swaard van die Gees, soos wat Efesiërs 6:17 later dit ook sê. En Hebreërs voeg by en sê dit dring in ons hart in om ons voornemens en gedagtes te beoordeel en ons deur die woord op die regte pad te begelei. En dis waarom dit so belangrik is om daagliks alles wat jy doen, alles waaroor jy dink, te toets aan die woord. Om jou voornemens en gedagtes met die Here deur te praat en om geleentheid te gee om dit, of dit nou deur jou sistematiese lees van die woord is, of deur die woorde van die skrif wat die Gees in jou gedagtes laat inkom, te beoordeel. Hy is immers die een wat ons in die waarheid lei, sê Johannes 14. En ons herinner aan wat die waarheid is, Johannes 16. En ons doen dit ook nie net met ons eie gedagtes nie. Paulus vra later in hoofstuk 16 vir die gemeente om saam met hom te bid, dat as hy sy mond oopmaak, 'n gepaste woord aan hom gegee sal word, sodat hy met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie kan bekend maak. Dieselfde geld ons. Ons praat nie net ons bestaande voornemens en gedagtes met die Gees deur nie. Ons vra ook dat hy vir ons sy gedagtes gee vir die situasies waarin ons gevra word om 'n getuienis te lewe. En dit alles doen die Gees. Hy praat deur die geskrewe woord. Hy praat deur die gepaste woorde wat hy vir ons gee, soos Paulus dit noem. En deur die ingeplante woord, soos Jakobus dit noem, in ons harte. Dit beteken natuurlik nie dat alles wat ons dink of doen, alles reg is en daarom word dit getoets deur die Gees. En ons toets dit baie spesifiek aan God se woord, soos hy dit in ons hart openbaar. Daarom beveel Paulus ons om in alles wat ons dink of doen, dit te toets of dit beantwoord aan God se riglyne. Dit wil sê of dit vir die Here aanneemlik is, vers 10. Want dis ook die manier waarop 'n mens die nikszeggende redenasie van mense, wat byvoorbeeld losbandigheid goed praat, kan onderskei en aan die kaak kan stel, sodat die duisternis nie toesak oor die kinders van die lig. En Paulus gee nou 3 riglyne hiervoor in sy brief aan die Efesiërs, sodat 'n mens kan beproef of dit in lyn is met God se waarheid. En die 3 riglyne is God se goedheid, God se geregtigheid en God se waarheid. Vers 9. Nou goedheid beteken hier 2 dinge. Beteken om ander se belange op die hart te dra, soos God dit natuurlik doen, en om self te leef op 'n manier wat God as goed sal reken.
Geregtigheid beteken hier om te doen wat God wil hê. Dit wil sê wat vir hom reg is. En alles wat jy doen, aan sy geregtigheid te meet. En waarheid beteken hier om te werk met wat God aan ons geopenbaar het, as die waarheid. Want dit is actually betroubaar. Alles wat jy doen, moet dus in ooreenstemming wees met God se geopenbaarde waarheid. Met ander woorde, dit beteken dat jy jou hele lewe moet rigdaal om te verstaan wat God se wil is, sodat jy kan wandel in die lig van God, vers 17. Want sy lig het reeds in ons harte geskyn om ons op sy pad te plaas. Dit is hoe God ons help om inderdaad deur die Gees van 'n losbandige lewe ontslae te raak en 'n dankbare lewe vir die Here te leef. Nie net 'n lewe vir onsself en vir ons eie sondige begeertes. En dis waarom Paulus in die res van die hoofstuk, veral vers 15 tot 20, die lewe in die Gees met 'n lewe in die vlees kontrasteer. En ons oproep om vervul te word deur die Gees, sodat ons kan nee sê vir die losbandigheid en ja kan sê vir 'n lewe wat vir God aanneemlik is. Nou Paulus gebruik in vers 18 'n baie interessante woord vir losbandigheid. Asotia is die Griekse woord. En dis 'n woord wat eintlik enige ding beskryf wat ontstaan as jy jouself oorgee aan roekelose grensloosheid. Ek verduidelik dit nou met die voorbeeld van wyn. Dat 'n mens jou aan wyn kan oorgee sodat daar geen grense meer in jou lewe kan wees nie. Sodat jy nie hoef te jou bekommer oor ietsie dat jy jou eie ding kan doen. So, asotia beteken dat dit roekelose grensloosheid dat dit inhou. En dit as ware beteken dat jy geen grense erken of toelaat in jou gedrag. Maar teenoor dit, sê Paulus, word vervul deur die Gees. Want hy gaan deur sy woord die grense bepaal, sodat jy nie vasval in 'n losbandige lewe sonder grense. Nou, hoe werk dit? Aan die een kant het ek al ervaar dat waar die Gees my oortuig van iets, ek 'n stuk vrede en vreugde ervaar wat soms verstommend is. Kolossense 3:15 sê die vrede van Christus moet skeidsregter speel in jou hart. En dan dat ek die krag kry om gehoorsaam te word en uit te voer wat die Here my oplê. Paulus praat op 'n ander plek in Kolossense dat hy werk met die krag wat God gee. En dis inderdaad so dat ons geesvervulling lei tot gehoorsaamheid. Geesvervulling is trouens noodsaaklik vir gehoorsaamheid. Dit keer dat jy roekeloos lewe sonder grense. Maar aan die ander kant het ek ook 'n ander tipe geesvervulling ervaar. Dis waar ek die vervulling eers ervaar nadat ek gehoorsaam geraak het aan iets wat die Here my opgelê het. Dit is eintlik net so verstommend dat gehoorsaamheid uiteindelik ook lei tot geesvervulling en dat geesvervulling lei tot gehoorsaamheid. En daarmee sluit ek af, want Paulus skryf hier dat hierdie geesvervulling uitloop op iets wat jy in die gemeenskap van gelowiges ervaar. En daarom koppel hy baie spesifiek hier in Efeser ook vervulling van met die Gees nou aan woordgebaseerde liedere. Vers 19 sê, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja van harte tot die Here sing en psalms sing. Ook Psalm 3, as ek Elsevier se teks net kan intrek. En aan gebed. Daarom sê hy vers 20, God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Dit beteken dat ons in alles in die lig van God se woord moet lewe, vervul met die Gees, want is hy wat ons vul met God se woord. Dis die enigste manier waarop ons die nikszeggende redenasies kan uitken, en die enigste manier waarop ons die werke van die duisternis kan raak sien vir wat dit is. En 'n lewe kan kies wat gebaseer is op 'n al hoe groter wordende invloed van die Gees in ons lewe. 'n Invloed wat hy uitoefen deur sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het ons gered uit die duisternis na die lig. U het ons vrygemaak van die werke van die duiwel en onder die heerskappy van Christus gebring. Ons dankie dat ons U Gees in ons harte kan ervaar en dat hy in ons bly. Want so kan ons die invloed van die duisternis teëstaan. Ons wil al hoe meer ons lewens skoei op die waarheid wat U vir ons deur die Gees en deur die woord gegee het. Maak ons daarom vol van Uself,
sodat ons kan leef deur die Gees. Amen. Net een aankondiging vir ons in die gemeente. Inperking, weet julle, het baie groot veranderinge gebring, ook vir die administrasie van ons gemeente. Die behoefte het verminder aan die daaglikse administrasie en die bediening het al meer gedigitaliseer. En dis waarom ons uiteindelik besluit het om die administrasie van die kerkkantoor te herstruktureer. En nou is dit belangrik, daar is 3 kontakpunte wat julle te alle tye moet gebruik. So, kontak van Marlyn vir enige kerkkantoor verwante saak, besprekings, goed aflaai, optel ensovoorts. Sy sal oopsluit, sy neem daarvan verantwoordelikheid en ek gee haar nommer nou op die skerm. Dan kontak vir Tanya vir enigiets wat met die jeug te maak het. Dit sluit 'n liggiets in, dit sluit Pals in en enige ander jeugverwante sake, en haar nommer is ook op die skerm. En dan kontak vir my vir enigiets anders wat met die gemeente te maak het, pastoraat veral, en my nommer is ook op die skerm. Ons sal binnekort 'n bietjie verder kommunikeer oor die wyse waarop ons as kerkraad die geestelike bediening gaan ontwikkel. Soos gebruiklik gee ons natuurlik dankoffer deur SnapScan en EFT. Die details sal aan die einde kom. Nou, my gebed vir jou is dat die Here deur sy Gees jou in hierdie week sal begelei. Dat hy dit sal doen deur sy woord. En dat hy jou sal heilig en dat hy jou sal beveilig, soos lied 269 sê, God bly met jou waar jy ook mag gaan. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.